Gederig is die leraarste, die ziel zet op aan sy weg, zodat die woorden ons kan leer. Goeiemôre, liewe broers en susters. Hartlik welkom aan die almal in die huis van die Here, ons derde Sondag van Advent. Is daar enigiemand wat iets spesiaals gevier het die afgelope week? Niemand nie. Rookie Lewan, huweliksherdenkende. Ja, ek weet, hier is aan een vandag. Sister Messier ook, huweliksherdenking. Ja, maar dis mos daarom die tyd van die jaar. Broer en Sister Martinus ook huweliksherdenking. En verjaarsdag, okay. En dan staan ek ook, maar ek is ook vandag alleen, ook vir 'n huweliksherdenking. So ek gee sommer geleentheid vir program dan om sommer vir almal 'n gelukwensing te doen. Ek kan mos nog nie vir myself sê. Goeiemôre gemeente. Namens die kerkraad en ons gemeente en heel ons almal wat iets spesiaals gevier het, hartlik geluk sê met die vermeerdering van jare, maar ook met die toevoeging van 'n huweliksjaar. God is getrou en God het vir gedra tot op hierdie punt toe waar hy is vandag. En ons kan almal daarvan getuig dat sonder sy genade, sonder sy liefde, sonder sy beskerming, sonder sy leiding, sou u wat vandag hier staan, nie die pad kon geloop het nie. Het is besonder aan ons leraarspaar, en ek sê van juffrou Valentine, wil ons ook vir u doen nie, hartlik geluk sê met die 14de huweliksherdenking. Ons is bly dat die Here ook vir ons hierdie leraarspaar gegee het, wat ook vir ons vooruitstaan. Mag u voorbeeld wat u aan die gemeente gee, ook in die huwelik, ook deursykel na ander jonggetroude paartjies toe. Dat ons ook daarvan kan getuig dat ons die Here saam dien, ons enige struikelpunt kan oorkom. Mag die Here vir jou besonder seën. Ek het nou nie my Bybel by my nie, maar ek gee vir u die bekende gedeelte in Numeri, die seën van wat Moses uitgespreek het, wat hy die Here gegee het. En mag dit vir u as seëning wees op die pad vorentoe, dat u daaraan sal vashou, en dat weer dat die Here vir u so sal seën, dat die Here vir u vooruit sal gaan, dat hy vir u sal bewaar en sal beskerm. Hou net vas. Hou vas aan die ewige rots, Jesus Christus. Amen. Kom ons as gemeente, sing dan nou hartlik toe vir die lidmate, happy birthday to you, en dan happy birthday to you. Ons ontmoet hier met die dag van die stad.
vir Suster Smit wat vir ons die sekerheid wil doen. Goeiemôre broers en susters. Kom ons lê die oor. Hemelse Vader, vanoggend, wanneer ons by die troon van genade nader, wil ons vir U baie dankie sê vir U liefde, so onbeskryflik groot, dat vir ons vanoggend weer bevoorreg was, Here, om na die huis van aanbidding te kom, Here, om te kom hoor wat U wil hê, hoe moet ons leef en wat moet ons doen, Here, om eendag die koninkryk kan te beërwe. Maar so Vader, vanoggend kom ek, Here, en ek bid, U ken elkeen van ons, Here, U ken ons harte, Here, U ken ons omstandighede, Here. Maar so Vader, U weet, Here, die jaar wat ons vandag is, Here, dit is, Here, 2020, Here, was moeilik, Here, maar Here, U was saam met ons tot vandag toe. Daarom kom die lof, die dank, die eer en die aanbidding toe, Here, want daar is niemand soos U, Hemelse Vader. Hemelse Vader, ek kom bid, Here, vir hierdie kerkgebou, Here. Ek kom bid, Here, dat U, Here, hierdie kerkgebou en ons gemeente, Here, sal kom beskerm, Here, teen COVID-19, Hemelse Vader. Ek kom bid nie net vir hierdie kerkgebou nie, Here, maar vir die hele wêreld daar buite, Here. Ek kom bid, Here, vir wysheid en vir leiding van U, Here. En ek kom bid, Here, dat U, Here, die jong mense se harte en lewe sal verander, Hemelse Vader, dat hulle sal die COVID-19 protocols sal respekteer, Hemelse Vader. Here, kom bid vir elke sieke, Here. Dankie, Hemelse Vader, dat U met elke sieke bekend is, Here. Dat U by elke sieke se bed vertoef, Hemelse Vader. Dankie, Hemelse Vader, dat U elkeen se hande kom vashou, Hemelse Vader. Ons moet maar net aan U glo en op U vertrou, Here, want U is nog dieselfde, Here. U is die groot geneeser, Hemelse Vader. Ek kom bid en sê dankie vir diegene wat U kom genees het, Here. Ons loof en prys en dankie vir Hemelse Vader. Maar ek kom bid ook, Hemelse Vader, vir die gesondheidswerkers, Hemelse Vader, want U vir hulle kom bewaar, Here, in die hospitale, Hemelse Vader. Ek kom bid vir elke ouwe van daar, Here. Hier is op aan ons kerk, Here, is die baie ouwe van daar, Here. Here, dankie dat U saam met ons, Here, want U hulle nooit verlaat, Hemelse Vader, want U saam met hulle eensaamheid is, Hemelse Vader. Hemelse Vader, as hierdie dinge kom bid en vra, Here, vra ek dat enige iets verdien, Here, maar kom vra ek alles in die naam van U wil, en met baie danksegging. Amen. Liewe broers en susters, kom ons worstel en ons berei ons voor die erediens. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy van die Vader het, vol genade en waarheid. Hy is die Lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem. Liewe gemeente, ek groet U, genade, barmhartigheid en vrede vir U, van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen. Liewe broers en susters, net voordat ons die loflied sing, wil ek net eerstens vir U as gemeente bedank vir die donasies, almal wat, ek weet nie of U onthou vir Suster Adol, die sy huis afgebrand het, namens haar. Sy het gevra dat ons net die gemeente en almal wat vir haar iets geskenk het,
hartlik dankie sê. Sy waardeer dit ten eerste. Die Here is graag goed en ons kan maar net voortgaan met die gebede. Namens Suster Abdul baie hartlike dank en dan ook aan Janine. Wat sal van nou weer Swanson, ja. Het ook 'n skenking gegee vir ons pakkies wat ons vir die bejaardes gaan maak. So namens die Kerkraad en gemeente ook aan haar in haar afwesigheid. Professors kan dit maar aan haar oordra. Hartlike dank en waardering vir haar skenking. En dan, broers en susters, in die tyd van COVID het ons nog die voorreg om lidmate by ons gemeente te voeg. En vanoggend wil ek graag vir broer Pieter van Aarde, ek's reg, né? Dis Pieter van Aarde, waar is broer van Aarde? Baie down to earth persoon. Broer Pieter van Aarde, broers en susters, hy kom van die Anglikaanse gemeente hier in Mitchells Plain, en hy het nou al 'n geruime tyd ingeskakel. Hy is eintlik die skoonseun van Suster Oliver. Ek het, soos die gebruik is, met hom 'n gesprek gaan hê en hy word al vanoggend hier in ons gemeente amptelik verwelkom. So, ek net 'n paar vrae vir u vra omdat u nou oorkom van 'n ander ander denominasie, anders as die VGK of die NVK. So ek vra dat u net vir 'n oombliekie na vore sal kom asseblief. Van Aarde, omdat u anders as die gereformeerde tradisie oorkom na ons gemeente, soos ek vir u alreeds in ons gesprek verduidelik het, is dit nodig dat ek ook vir u in die erediens voor die gemeente en die kerkraad die volgende vraag moet vra waarop u dan opreg antwoord. Ten eerste glo u dat die woord leer soos in die Ou en die Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk bevat is en in ons gemeente geleer word dat dit die ware volkome leer van verlossing is. Beloof u om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot aan die einde van die lewe te volhard en alle leringe wat daarvan afwyk te verwerp. Ten derde, bely u dat die Here Jesus Christus die persoonlike verlosser is en dat u hom liefhet en beloof u om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en ook om aktief aan die gemeente se werksaamhede deel te neem. En dan ten slotte aanvaar u dat ons as medegelowiges die verantwoordelikheid het om u te help om op die regte pad te bly. Wat is die antwoord hierop? Namens die gemeente en kerkraad dan broer van Aarde, hartlik welkom in ons gemeente, die VGK gemeente van Lentegeer. Ek glo en vertrou dat u ook hier 'n geestelike tuiste sal vind en saam met ons die naam van die Here sal groot maak. Ek weet nou nie of die ouderling, ek sien nog nie vir Suster Velte nie, maar ek gee maar vir u so 'n stampie. Namens die kerkraad en die gemeente, die broer wat altyd ingesit het, is nou nie meer met ons nie. So, ek sal nou maar begin sing en dan kan ons maar net vir hom sing, It's a welcome here. It's a welcome here, it's a welcome here, it's a Christian welcome here. It's a welcome here, it's a welcome here, it's a Christian welcome here. We want
Gaan ons dit sommer hier in die gemeente doen? So ek gaan vra dat Angelique sommer na vore kom. Ons het nog nie die wedding maat so alles en dan kan jy sommer hier voor staan. Ons en sisters, ons doen nog sommer alles vandag. Hoop en troue en alles. Baie geluk. En as jy die rede, jy weet, hoekom door van Adel besluit het, jy weet, dat die huisgesin moet saam een plek die Here dien. En dit is ook 'n goeie ding, sodat die fondasie goed gelê kan word. En ook vandag is dit nou eintlik 'n renewal vir diegene wat hulle anniversary vier. Ons sal maar by die huis met die anders moet gaan sê, ons het ons vows renew op ons eie. Ek gaan nou nie weer die vraag vra nie. Maar net vir hulle gebed doen, dat die Here ook hulle huwelik sal seën. Julle kan maar mekaar se hande hou. Ek dink julle is mos daar man en vrou, so julle hoef nie te social distance. Net weer 'n herinnering ook aan ons wat ons anniversaries vier. Die huwelik gee uitdrukking aan die besorgdheid van God, toe hy ook aan die begin gesê het, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. En so het hy hulle dan as mense vir mekaar gemaak om mekaar aan te vul en mekaar by te staan. Om so deur die Here verenig te wees is 'n voorreg, 'n vreugde, maar ook 'n verantwoordelikheid. Elders in die Bybel word die huwelik vergelyk met die verhouding tussen Christus en sy gemeente. En soos wat Christus en die gemeente aan mekaar verbind is, so het God ook vir julle twee as man en vrou aan mekaar verbind. En soos wat die verbintenis tussen Christus en die gemeente 'n band van liefde is, so word julle ook met 'n band van liefde aan mekaar verbind. En soos wat Christus die gemeente liefhet, so moet julle ook mekaar lief hê. En soos wat Christus homself vir die gemeente gegee het, so moet julle ook julleself in liefde vir mekaar gee. En soos wat die gemeente aan Christus toegewy is, so moet julle ook aan mekaar toegewy wees en mekaar se belange op die hart dra. Nou net weer as bevestiging Pieter en Angelique, aanvaar julle alles wat die Here vir ons in sy woord oor die lewe van wederwysige liefde en trou leer. En dit is alreeds julle voorneme, en ek vra dit maar net weer, om julle huwelikslewe hier volgens in te rig, en begeer julle ook om met die seën van die Here vandag in die eg verbind te word. Wat is julle antwoord hierop? Jy moet dit hard sê. Ek kan ongelukkig nie sê, I now pronounce you, hulle is alreeds klaar pronounce. So kom ons sluit net die oë, dat ons ook die seën van die Here op hulle huwelik. Hemelse Vader, laat u seën ook vandag rus op Pieter en Angelique en almal wat van ons wat 'n huwelik herdenk of in 'n huwelik staan. Here, dat die seën ook 'n teken kan wees van liefde en trou sonder einde. Laat dit ons almal altyd herinner aan die belofte wat ons vandag en 'n paar jaar gelede gemaak het. En aan die verbintenis wat u tussen ons tot stand gebring het. In die naam van die Here Jesus Christus, ons Here. Amen. Amper sê jy mag nou maar die prijs. Liewe broeders en susters, kom ons staan en dan loof ons die Here deur hartlik saam te sing Gesang 72 in die
Jammer 71, Gesang 71. Die Heiland is gebore daar ver in Bethlehem en saam met engelsange juig ook my hart en stem. So lief het God die wêreld, hy stuur na ons sy seun dat ons kan glo en lewe, prys hom vir hulp en steun. Gesang 71, daar lê die vers. Die woord van die Here spreek vanoggend saam met ons wanneer ons gaan lees uit die Evangelie van Johannes, hoofstuk 3. Johannes hoofstuk 3, vanaf vers 14 tot 21. Kom ons word stil voor die aangesig van die Here. Hemelse Vader, baie dankie vir 'n lieflike dag wat U weer vir ons gegee het. Baie dankie, Here, vir die voorreg om weer vanoggend hier as gemeenskap van gelowiges rondom die woord te kan vergader. Kom open ons harte en ons gemoed en maak dit ontvanklik vir dit wat U vanoggend deur die woord vir ons ook kom sê. Kom seën die skriflesing, Here, en kom seën ook die oordeenking daarvan. Seën dit in ons harte en mag dit nie net vir ons nie, maar ook vir U aanvaarbaar wees in die naam van Jesus. Amen. Johannes hoofstuk 3 vanaf vers 14. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.
Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense in die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke geopenbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Tot sover, liewe broers en susters, die woord van die Here. Liewe broers en susters, Johannes 3 vers 16 is een van die teksgedeeltes wat ons, wil ek amper sê, amper uit die kop uit ken. Wat ons van kleins af al geleer het. As mens weer kyk na die teks vanoggend, jy weet in die Bybel lees ons ook die verhaal van Abraham wat sy seun moes gee en hoe moeilik dit nie vir hom was nie. Nie hoe moeilik dit eintlik vir 'n mens sal moet wees as jy jou kind aan die dood moet afstaan, nog meer as jy self daarvoor moet verantwoordelik wees. En ek weet, dit is maar altyd, as 'n mens by begrafnisse is, baie moeiliker vir 'n ouer om 'n kind te begrawe, want die verwagting is dat jy voor jou kind sal sterwe. Maar soos in die verhaal van Abraham, wat sy seun moes gee, was die Here hom genadig, maar Abraham was ook maar 'n sondaar mens soos ons. Maar in die geval in Johannes 3 vers 16, gaan dit nie oor 'n mens nie, maar dit gaan oor God self. Die Vader wat sy seun moes gee. Maar broers en susters, dit is dan nou maar net so, dit is hoe lief God vir ons het. God het mense lief, vir my, vir u, vir almal wat elke dag op straat loop, gesels, die goeie mense, ek wil amper sê ook, die slegte en die de mekaar mense, vir almal het God lief. God, soos die teks sê, het die wêreld lief, wat alles in al sy skepping insluit, vir al sy skepsels, ons. En daarom is hy bereid om ter wille van die moordenaars, die verkragters en ons almal 'n prys te betaal. Want so lief het God vir ons. Broers en susters, en wat is nodig dat ons die liefde van God moet ontvang? Geld is nie nodig nie. Ons hoef nie te betaal vir God se vergifnis nie. Al wat ons moet doen, is om te glo. Met ander woorde, jou geloof. En dit is nou seker maar die een ding waar mense baie diep in die klei trap. Want soms is geloof vir mense so moeilik. Jy wil so graag al jou krag gebruik, al jou spiere inspann, al jou geld betaal om lewe te koop. Ons is soms bereid om alles op te offer, sodat ek kan lewe. Maar wanneer dit kom by geloof, dan is ons soms 'n bietjie in die verleentheid. Want geloof is so kragteloos, dink 'n mens. Geloof vra nie spierkrag of geld of sekere goed nie. Geloof is maar net dan die kinderlike aanvaarding dat Jesus vir jou gebore is,
en dat hy ook vir jou gesterf het. Miskien soms met trane, miskien bewend van verwondering, maar altyd moet dit kinderlik dankbaar wees. Die Here het ook self vir sy disippels gesê, julle moet eers soos 'n kind word. En in Johannes 3 vers 16 vanoggend hoor ons weer die hartklop van God. Dat sy hart warm klop van liefde vir my en vir u. Maar juis omdat ek en u na die kruis leef. Want ons weet ook van sy hartseer oor mense wat nie wil glo nie. En nog steeds vandag is daar nog baie mense wat nie wil glo nie. Mense vir wie God se seun te vergeefs mens geword het. Mense wat tussen ons bly, waar Jesus self ook tussen ons kom woon het en self gesterf het. Maar hoe hoor ek en u dit vanoggend weer, broers en susters? Is dit maar net daai vers wat ons geleer het toe ons klein was? Ons het hom so geleer dat ons hom nog steeds uit die kop uit ken. Maar wat doen dit weer vanoggend aan my en u? In hierdie advent van 2020, Kersfees 2020, nog nooit in ons lewe het ons so 'n Kersfees ervaar, of so 'n jaar ervaar nie. Ek sê vroeër vir program, ek dink soos ek kerk toe ry, speel ek my musiek in die kar en ek speel toe vir Bonnie M. Mary's Boy Child. En toe sê ek vir hom, ek sit en dink toe nou al klaar, dit gaan vir my baie snaaks wees om op Kersdag dit te speel en niemand groet mekaar eers nie. Want ons mag nie, ek kan niet op iemand stap, net om sien. Is amper soos 'n dansie. Nee, dit is 'n ander jaar vir ons almal. Maar nog steeds hoor ons God se hartklop. Nog steeds hoor ons God se liefde vir my en vir u. Ons almal wat elke dag op strate loop, lag en gesels, selfs die wat roof en steel, wat mekaar haat, die ongehoorsame kind, die sondaar, die mens van die wêreld. Maar vandag, broers en susters, is die boodskap nog steeds dieselfde. Johannes 3, vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen van ons wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die enige lewe kan hê. En mag God ook nog steeds, soos hy in die verlede, ook vir ons in hierdie adventtyd en hierdie Kerstyd kom seën. Of ons nou stout is en die mekaar is, ons almal is sy skepsels. Ons almal is sondaars, maar God het ons oneindig lief. En dit is hoekom hy sy seun vir ons gegee het. Mag die naam van die Here geprys word. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer vandag kan onthou die groot liefdesdaad vir ons. Dit maak nie saak wie ek is nie, maar Here, U het my so lief gehad dat U seun ook vir my kom gee het. Groter liefde as dit kan 'n mens nie kry nie. Here, kom seën ons byeenkoms vandag. Here, ons dink vandag aan diegene wat iets om vier, hulle verjaarsdag, hulle herdenking. Dankie vir die genade, Here, maar ons dink ook aan diegene wat siek is. En Here, waar dit lyk asof
die virus die oorhand kry, is dit nog steeds U wat in beheer is. Baie dankie vir die getrouheid en die liefde. Kom bedek ons onder die kosbare bloed en bind ons met die band van liefde. En laat ons selfs in hierdie jaar 2020 ook hierdie Kerstyd onthou, dat Here U ons nooit sal verlaat nie, en dat U ons nog steeds lief het. Lei vir ons verder, bind ons met die band van liefde, in die naam van Jesus. Liewe broers en susters, vandag het ons ook die voorreg om weer kindertjies na die doopgrond te kan bring. En ek hou graag aan u voor die formulier vir die bediening van die doop. Op hierdie stadium wil ek ook sommer vra dat die ouers na vore sal kom. Suster Janelle Kutsie en broer Jean-Claude en suster Clarissa Jansen. God het in die Ou Testament al 'n ooreenkoms met Abraham aangegaan. Ons noem dit 'n verbond. Die verbond kan vergelyk word. Die verbond kan vergelyk word met 'n testament waarin God al sy gawes tot sy kinders in beskikking stel. By die doop bevestig God dat ons en ons kinders in hierdie testament ingesluit is. Ons en ons kinders word verseker dat God ook ons God is. En dit beteken dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg, dat Jesus Christus ons verlosser is, en dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en vir ons lei. God gee hierdie gawes aan ons almal, en geen mens verdien hierdie gawes nie, want ons sonde waarmee ons gebore word, veroorsaak eintlik dat ons die dood verdien. Jesus het egter die straf vir die sonde op hom geneem en aan die kruis in ons plek gesterwe. Daarom kan God nou ewige lewe as 'n skenk vir ons aanbied. Ons kinders is ook hierby ingesluit, al verstaan hulle nog niks hiervan nie. Die betekenis van die doop kan maklik verkeerd verstaan word. Dit is nie net 'n mooi gewoonte wat ons ter wille van ander mense onderhou nie. Dit is ook nie 'n bygelowige handeling waar ons teen gevaar en ongeluk beskerm word nie. Dit is ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. By die doop gaan dit oor God, wat hom met sy liefde aan ons as mens verbind. Jy het nou gehoor wat die doop is en wat dit beteken, en daarom vra ek vir u as ouers om opreg op die volgende vrae te beantwoord. Bely dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Aanvaar julle die Bybel as die woord van God en aanvaar julle die leer van die kerk, soos die belydenisskrifte dit verwoord as die ware en volkome leer van verlossing.
En beloof u om hierdie kind in die leer na die beste van die vermoë te onderrig en te laat onderrig. En wat is die antwoord hierop? Liewe broers en susters, terwyl die ander hopelinge ook na vore gebring word, kan ons as gemeente sing die eerste vers van Gesang 63. Edward Tyler, ek roep nou die naam van die Vader. High five. Ek roep nou die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees. Terwyl ons so staan, kom ons vra net die Here se seën op hierdie nuwe opening. Hemelse Vader, baie dankie vir die liefde en die genade en die getrouheid. Baie dankie, Here, dat U ook die inisiatief neem en van die begin af hierdie kinders insluit by U verbond. Baie dankie dat hierdie ouers weer vandag voor die doopvond kan kom staan, Here, nie net voor die gemeente nie, maar voor U, waar hulle vir U die belofte kom maak, Here, dat U hierdie kinders, dat hulle hierdie kinders sal grootmaak in U vrese, maar dat hulle ook die voorbeeld sal stel. En Here, waar ons ook weer as ouers ook dit weer vandag kom bevestig, die beloftes wat ons kom maak het. Kom seën hulle en mag hulle tot seën wees vir ons as ouers. Ek bid dit en ek vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Broers en susters, ons sing ten slotte Gesang 83. Ons sing die eerste 2 verse. Bethlehem ster 100 rand aan die donker hemeltreins. Wyse manne kom van ver, volg hierdie gids, hierdie volkstaan.
Jesus Christus